Vanaand julle baie welkom. Kom ons staan saam en dan skop ons af met 'n lekker loflied. Net by God vind ek my rus. Van hom kom my reding in my hulp. Hy is my rots, my wegkruipplek. Wat maak dat ek vas en stewig staan? Net by God vind ek my krag. Hy is my toevlug in my nood. Hy is my skild, my wegkruipplek. By wie ek altyd veilig is. Vertrou op hom, ten alle tye. Stort jou hart uit voor die Heer. Hy is my redding, my veilige vesting. Hy keer dat ek wankel, my rots. Net by God vind ek my rus. Op hom alleen kan ek vertrou. En al die mag behoort aan hom. Hy is my lewe en my hoop. Vertrou op hom, ten alle tye. Stort jou hart uit voor die Heer. Hy is my redding, my veilige vesting. Hy keer dat ek wankel, my rots. Wees stil, my siel, hy is die Heer. Van hom is my verwagting. Wees stil, my siel, hy is die Heer. Van hom kom my verlossing. Vertrou op hom, ten alle tye. Stort jou hart uit voor die Heer. Hy is my redding, my veilige vesting. Hy keer dat ek wankel. Vertrou op hom, ten alle tye. Stort jou hart uit voor die Heer. Hy is my redding, my veilige vesting. Hy keer dat ek wankel, my rots. Sit gerus. Goeienaand. Okay, dis 'n een. Goeienaand. Baie welkom hierso vanaand. Ons is so bly om julle almal hier te sien wat hierdie journey in hierdie koue wintersaand uitgemaak het. Ek is nou al reg vir lente op hierdie stadium. Ja, julle interskole was 'n week gelede gewees, hè? Julle klinkie baie entoesiasties daaroor. Is daar enigiemand in Stellenberg hierso? Is 'n paar van julle. Is daar enige mense in Durbanville hierso? Okay, so 'n bietjie van julle. Kom ons raak nie te opgewonde dan oor Stellenberg nie. My stellie binne my is 'n bietjie trots, maar ek sal nie dit te hard op sê nie. Te laat nou. Maar welkom. Dit is so lekker om julle te hê. Vriende, as ons dan kan aanbeweeg voordat ons mekaar se kele gaan aangryp oor die interskole. Daar's 'n paar aankondigings vir vanaand. Eerste een, Augustus is nog steeds sorgmaand. Indien julle vergeet het, julle kan met liefde nog steeds, daar's baie maniere om by te dra aan sorgmaand. Nommer 1, jy kan kontant kom skenk by die kerkkantoor, of jy kan kontant in 'n sorgkoevert sit, of jy kan EFT vir die gemeente, of jy kan altyd ook net SnapScan gebruik wat daar reg voor jou op die kerkbankie is. Verder is daar ook 'n manneontbyt binnekort, Saterdag die 6de September. Die manne in ons gemeente is regtig op dit. Hulle het hierdie ding gereël. Ons is baie opgewonde daarvoor. Dit gaan by Hallo 3 wees.
R75 bespreking betaal by die kerkkantoor, asseblief. Dan, hier is die belangrikste afkondiging vir die aand, daar's 'n lengte van stapding, dit is net 5 kilometer. En jy kan hom draf as jy regtig wil, of jy kan stap. Maak nie saak nie, dit is R60, daar's 'n ontbyt ingesluit, tema is lengte, en daar's ook 'n prys vir die persoon wat die best dressed is. So as jy hier wil aankom met blomme in jou kop, en blomme om jou lyf, en blomme in jou alles, jy gaan 'n bietjie sukkel om te hardloop, maar jy kan dalk 'n prys wen daarvoor, so jy kan inskryf by die kerkkantoor, dis net R60. En as jy onder 6 is, ek weet nie of van julle onder 6 is nie, maar indien jy is dit verniet om in te skryf. Dan is ons die Tulele uitreik ook om die draai 3 tot 10 Oktober. Ek weet dit voel nog ver weg, maar met die trant wat hierdie jaar gaan, sit ons môre in Oktober. Ek weet ons sê dit is 'n familie uitreik, maar dit is regtig oop vir almal, vir families, enkellopendes, oud, jonk, enige iemand is welkom om saam te kom. Dit gaan 'n baie verrykende ervaring wees. As jy wil solank meer inligting kry of so, maak asseblief gerus kontak by die kerkkantoor. Ook het ons avontuurweek wat kom in daai selfde tyd van die Zitulele uitreik, die van julle wat dalk nie so ver van die huis af wil wees nie, of hierso gaan wees. Ons kort leiers vir hierdie avontuurweek. Julle, ek kyk nou hier spesifiek na al die mense wat op hoërskool is. As jy niks beter, ja, daar is mense op hoërskool, daar is mense op hoërskool, hier is mense op hoërskool, hier is graad 7, julle is amper op hoërskool. Ons kort leiers om in te skryf, asseblief. En ek sê nou hoërskoolkinders, maar enige iemand is welkom. Hoërskool, studente, ouers. Dit is 'n geleentheid waar ons net met die kinders lekker tyd gaan spandeer. Ons gaan 'n bietjie games speel, 'n bietjie leer oor die Bybel. En Dominee Mia is in charge daarvan. As jy die QR-code nie werk nie, gaan praat met haar. Dit kan sy ook opskryf as 'n leier. Finale afkondiging vir vanaand. Ons familiekamp is ook amper om die draai. Knoop solank die datum vas, 24 tot 26 Oktober. Dit is dieselfde naweek wat ons ook belydenis gaan aflê hierso by die aanddiens. En ek dink dit kan 'n baie lekker ervaring wees om saam met familie net daai oomblik saam te spandeer om 'n bietjie asem te haal hier aan die einde van die jaar. Vriende, dis al vir vanaand. Ek wil sommer ook geleentheid gehou skep vir die offerande om opgeneem te word, of die dankoffers, die wat my gaan help daarmee, kan gerus vorentoe kom. Ja, hulle gaan vir ons 'n bietjie musiek maak terwyl ons dit opneem. Julle sal sien dat terwyl ons dankoffers opgeneem het, het ek die kersse vir ons aangesteek. Die kersse is vir ons vanaand 'n teken en 'n simbool van God se teenwoordigheid wat hy is. En is ook 'n teken van om 'n oomblik te neem
en teenwoordig word. 'n Oomblik wat ons net alles wat nog moet gebeur in die week wat kom, alles wat gebeur het in die week, vir 'n oomblik eenkant kan skuif. Vir 'n oomblik eenkant kan skuif, dat ons net hier nou teenwoordig kan word. Ek wil jou vra om saam met my jou oë net vir 'n oomblik te sluit, bewus te word van daar waar jy sit, bewus te word van die mense wat rondom jou sit, en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. Here, in ons eie teenwoordigheid, raak ons bewus van U teenwoordigheid. In ons stilte, raak ons bewus van U teenwoordigheid. Van die hand wat oor ons is, al voel dit nie altyd so nie, al lyk dit nie altyd so nie, gee stilte vir ons 'n geleentheid om terug te kyk op die oomblikke waar ons tog vir mekaar kan sê, weet jy, ek het iets van U ervaar in hierdie oomblik. Here, waar ons vanaand weer stil word, bewus word van U teenwoordigheid, wil ek vra dat U tog iets op ons harte kan lê vanaand, Here, iets om uit te vat daar waar ons beweeg, dat ons iets kan verstaan van wat dit beteken om U liefde aan ander te wys. Amen. Vriende, ek wil jou nooi, soos wat ons elke Sondag aand doen, om ons belydenis saam op te sê. Ek sal die gedeelte lees in Oranje en julle kan antwoord op met die gedeelte wat in wit gedruk is. Kom nou almal, ons gaan die Here aanbid. Dit maak nie saak hoe jy lyk nie. Dit maak nie saak wat jou agtergrond is nie. Bring al jou mislukkings, jou vrae en jou hartseer. Kom jy wat moeg, honger of dors is. Bring jou vreugde, jou dans en jou sang. Al praat jy Afrikaans, Engels, Xhosa of enige ander taal. Ook jou ras of seksualiteit sluit jou nie uit nie. Al is jy oud, al is jy jonk, hier is Christus alles en in almal. Jesus is die vriend van tollenaars en sondaars, van heiliges en twyfelaars. Jy is welkom hier, mag jy hier veilig voel. Amen. Vriende, kom ons staan en dan lei Jatti en Christine vir ons in 2 lofliedere. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day, Lord. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. To bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger.
is fading, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. I will worship your holy name. I will worship your holy name. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. Amen. Jy kan gerus sit. Ons teks vir vanaand
kom uit Jeremia 29 uit. Jeremia 29 vers 4 tot 14. As jy jou Bybel by jou het, of jy op jou foon wil gaan, jy het nou kans om daartoe te blaai. Ek wil 'n oomblik neem, voordat ek vir ons lees, om net te bid. Kom ons sluit ons oë. Heer, nadat ons die naam geloof en prys het, moontlik nog iets van u teenwoordigheid ervaar het, draai ons nou na die Bybel toe, Here. 'n Boek wat ons iets kan leer van wie u is, Here. 'n Boek wat ons kan leer van wat dit beteken om u te beliggaam. Daar waar ons beweeg in ons daaglikse lewe, daar waar ons pyn het, daar waar ons seer het, hoe ons u in daai oomblikke kan beliggaam, maar ook hoe u ons bystaan in daai tye. Here, mag ons iets hoor wat in ons harte sal lê, iets wat ons aanraak, iets van u af. Amen. Jeremia 29 vers 4 lees. So sê die Here, heerser oor alle magte, die God van Israel, aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Bou huise en bewoon dit. Plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters. En kry vir julle seuns vroue en gee hulle dogters aan mans, sodat hulle seuns en dogters kan kry. Word daar meer en moenie minder word nie. Bevorder die voorspoed, of gelees as Shalom, van die stad waarin ek julle in ballingskap laat gaan het. En bid tot die Here vir die stad, want in sy voorspoed is daar ook voorspoed vir julle. Ja, so sê die Here, heerser oor alle magte, die God van Israel, moenie dat julle profete en die voorspellers in julle midde julle mislei nie. En moenie aandag gee aan die drome wat julle hulle laat droom nie. Want dit is leuns wat hulle vir julle profeteer in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, is die uitspraak van die Here. Ja, so sê die Here, as 70 jaar vir Babel verloop het, sal ek aan julle aandag gee en my goeie belofte aan julle gestaan doen, om julle na daardie plek toe terug te bring. Ja, ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed en nie teenspoed nie, om aan julle 'n toekoms en hoop te gee. Julle sal my aanroep en kom en tot my bid, en ek sal na julle luister. Julle sal my soek en vind as julle my met julle hele hart raadpleeg. Ek sal my deur julle laat vind, is die uitspraak van die Here, en ek sal julle lot verander en julle bymekaar maak uit al die nasies en al die plekke waarin ek julle verdryf het, is die uitspraak van die Here. En ek sal julle terugbring na die plek waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Ek weet, dit is 'n bietjie van 'n lang teks vanaand, maar ek wil vassit by een spesifieke vers. Jeremia 29 vers 11. In Engels sê dit, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you." Hierdie is seker een van die mees bekendste gedeeltes in die Bybel, en ek kan jou waarborg, as jy nou in Koenboeke gaan instap, gaan jy waarskynlik hierdie versie iewers kry. Of is op 'n koppie geprint, ek is skuldig daaraan, ek het 'n koppie met hierdie vers daarop iewers in my huisie. Of jy gaan dalk 'n sakkie kry om die Bybel in te dra, en daar so sy ook mooi met 'n pragtige design op wat sê, "For I know the plans I have for you." Of jy kry dalk 'n notaboek of 'n wat ook al, 'n waterbottel, dit maak nie eintlik saak nie. Wat ek wil sê is dat hierdie is 'n bekende vers. Ons ken dit, ons het dit al gehoor, of al sit jy dalk hier en jy besef net, dit lui 'n klokkie, ek het dit iewers al gehoor. En is baie moontlik, dis baie moontlik dat jy dalk al in 'n Bybelstudiegroep iets gehoor het hiervan, of dalk het iemand hierdie versie vir jou gelees voor eksamens, of 'n tyd wat jy 'n bietjie motivering gekort het, of so. En hier is definitief ook een van daai verse wat gaan opkom as jy gaan Google, top 10 inspiring Bible verses, of Bible verses for when times are difficult. Dis hierdie een van die eerstes wat gewoonlik sal opkom. En is dalk presies in hierdie tipe situasies, wanneer ons kies om na hierdie verse te belaai, of
om ons Bybel te vat, of as iemand wat ons weet dalk deur 'n moeilike tyd gaan, ons plaai daartoe, ons stuur vir hulle 'n fotootjie of ons gaan op die Bible app wat hierdie mooi postertjie kan maak wat jy vir die mense kan sien, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Of hierdie nou 'n tyd is wat jou vriend of jou ma of jou pa 'n moeilike lewensbesluit het wat voor lê, dalk het hulle 'n nuwe werk wat voor lê, dalk moet hulle oor see trek vir 'n nuwe hoofstuk in hulle lewe, dalk is hulle besig om 'n begrafnis te reël vir iemand nadat hulle iemand aan die dood moes afstaan. Maar dis gewoonlik in hierdie moeilike tye wat ons vir onsself dalk hierdie Bybel vers lees of ons dit vir iemand aanstuur. Maar hoe laat dit jou voel wanneer iemand hierdie versie vir jou aanstuur? Hoe laat dit jou voel as jy nou die dag daar sit, jy's moeg, jy's angstig, jy's opgewerk, jy's kwaad, jy's kan nie eintlik meer sien hoe jy aangaan nie en iemand stuur hierdie versie vir jou. Dalk wanneer jy dit die eerste keer oopmaak en jy sien, o, dis my goeie vriend wat dit vir my gestuur het en hulle bedoel dit nou glad nie met enige slegte bedoelings of so nie. En dalk voel jy 'n bietjie goed. Dit is nog 'n stukkie uit die Bybel uit, né? Dis 'n stukkie wat ons lees, dis veronderstel om ons goed te laat voel, dis veronderstel om ons lekker te laat voel en te dink, ag, ja, God is by my. Maar die Bybelversie gaan nie eintlik die probleem oplos nie. Gaan dit? En dan voel ons dalk 'n bietjie skuldig as ons hierdie gedagte het. Want hierdie is tog, dis 'n gedeelte uit die Bybel uit. Dis God wat met my praat, dis God, die mens wat dit vir my stuur, dis veronderstel om my goed te laat voel. Dis immers uit die Bybel uit, dis immers veronderstel om iets vir my te beteken. Ek is veronderstel om beter te voel, maar ek doen nie en nou voel ek skuldig daaroor. Eerlikwaar, ek dink die lewe sou baie makliker gewees het as die Bybelversie soos hierdie die eksamen kan gaan skryf vir ons. Of die Bybelversie kan daai groot pitch wat jy moet gaan doen by die werk en daai een groot besigheid wat die grootste pitch van die jaar is, as die Bybelversie net dit vir my kan gaan doen. Die lewe sou baie makliker gewees het. Maar hoor my nou reg, ek probeer nie sê ons moenie uit die Bybel uit lees nie. Ek sê nie dis verkeerd om vir ons vriende en vir onsself vir die tipe motiverende Bybel versies te gaan opsoek en te stuur nie. En dis glad nie verkeerd om te gaan Google ek kort 10 inspiring Bible versies nie, want ek moet net 'n bietjie beter voel oor myself en my situasie nie. Ek probeer nie sê ons moenie dit doen nie. En dat die Bybel nie belangrik is nie. Anders sou ek nie definitief nie hier voor kon staan en preek oor die Bybel nie. Maar wat ek wil sê is, wanneer ons na hierdie versie toe blaai in die moeilike tye, wanneer ons dit aanstuur vir iemand in hulle moeilike tye, gaan dit nie eintlik ons uit daai moeilike situasie uitkry nie. Jy gaan nog steeds daar sit, in die pyn, in die lyding, in die twyfel, in die seer. Laat ek op 'n ander manier vra. Het jy al ooit met iemand gaan sit, jy het hulle dalk baie lank laas gesien? Ek sien my vriende baie min deesdae, so as ek hulle sien, dan speedrun ons eintlik ter alles wat die afgelope 6 maande of hoeveel tyd gebeur het. Maar nou gaan sit jy by hierdie persoon en jy stort jou hart uit en jy sê, hoorie, ek is regtig besig om te sukkel. Ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie wat voor lê nie. Ek weet nie wat ek nou in hierdie oomblik moet doen nie. Ek stres, daar's 'n groot ding wat gebeur. Ek is besig om deur 'n moeilike tyd te gaan, hoe ook al dit lyk. En hierdie persoon sê net vir jou, moenie worry nie. Eendag gaan alles oukei wees. Nee, worry nie. Jy weet, daar gaan 'n dag wees wat jy glad nie eers hierdie kan onthou nie. Ken julle dit? Klink dit bekend? Dink ons het almal al 1 of 2 keer deur so 'n tyd gegaan in ons lewe waar ons hierdie ervaring gehad, maar dan kan ons ook vir mekaar sê, hierdie persoon wat dit vir ons sê, jy weet, hulle het geen slegte bedoelings daarmee nie. Hulle het geen slegte bedoelings om vir ons te sê eendag gaan alles beter word nie. Maar dit los jou net die een kant met hierdie vraag van, maar wat nou? Wat moet ek nou doen? Ja, dinge gaan eendag beter word, maar wat van nou? In hierdie tyd wat dit moeilik is. Wat van die tussentyd? Jy weet, wanneer dinge eventually beter gaan word, waar ek nou sit in hierdie oomblik van seer, waar ek sit in hierdie oomblik van niks lyk of dit beter gaan word nie, en ek nie eers kan sien dat dit beter gaan word nie, waar ek eers kan glo dat eendag gaan dit beter word nie. En wat as dit nooit beter word nie?
Wat as dit weke, maande, jare neem vir dinge om beter te word? Vir dinge om weer normaal te word? Wat as dit 70 jaar neem vir dinge om normaal te word? 70 jaar. 70 jaar is hoe lank het geneem het vir dinge om beter te word vir die mense wie Jeremia voorskryf. 70 jaar moes hierdie mense van Jerusalem in Babylonië lewe, in ballingskap lewe. Vir 70 jaar moes hulle in 'n land lewe waar hulle niks geken het nie, is 'n vreemde land, is vreemde mense, en dis die mense wat sopas alles van hulle af weggeneem het. Party van hierdie mense, en ons weet Jeremia word ingesluit in hierdie groepie mense, party van hierdie mense moes staan en kyk hoe die Babyloniërs hulle stad ingevaar het. Hoe die groot volk wat hulle geweet het gaan kom, almal het geweet wie Babylonië is. Dis hierdie sterk nasie, so die groot vreesaanjaende wrede nasie. Hulle het geweet hulle kom. En al wat hulle kan doen is staan en kyk hoe die Babyloniërs inkom in Jerusalem in. Van hulle moes staan en kyk hoe die volk met absolute wreedheid dinge voor hulle oë gedoen het wat eintlik onuitspreeklik is vir ons vanaand. Dinge wat hulle aan geboue gedoen het, dinge wat hulle aan huise gedoen het, aan mense, familie, vrouens, kinders, wrede dinge. En natuurlik het Jerusalem probeer teenstaan. Jy weet hulle het probeer om 'n fight op te sit in hierdie mense, maar dit was alles tot niet gewees. Babylonië was hierdie sterker, hulle was groter, hulle was beter, hulle was magtiger. En dan moes hulle kyk hoe Babylonië die ondenkbare gedoen het. Ja, hulle het die stad ingevaar, geboue gebreek, maar die ondenkbare ding wat hulle gedoen het, is om die tempel van God heeltemal te vernietig. En voordat hulle dit vernietig het, asof dit nie erg genoeg is nie, het hulle in die tempel ingegaan, dit gestroop van al die waardevolle dinge daar binne, goud, wat ook al, hulle dalk teen die mure opgesit het, wat op die vloere was, alles dit gevat, alles wat van waarde is, en gesê, cool, dankie, hier is nou ons sin, uitgegaan, die tempel afgebreek. En dan stop het nie eers daar nie, want Babylonië het hierdie ding gehad, wat soos hulle, amper sê, soos hulle, ek kan nie eens aan 'n woord dink nie, hulle, 'n ding wat hulle soos gebrand het as, hierdie is hoe jy weet, Babylonië was hier gewees, hulle het alles tot op die grond toe gebrand. Alles. So jy sal nie kan boer nie, jy sal nie jou huis sommer weer kan opbou met die stukke wat daar lê nie, jy gaan nie dit meer kan herbou en mooi maak nie, hulle brand alles. Tempel ingesluit. En die mense van Jerusalem moes staan en kyk hoe al hierdie gebeur het. Hulle sien hoe die tempel hierdie teken van hoop, 'n baken van hoop, iets wat hulle elke dag herinner het, God is by ons, lê nou verbrokkel in as. Al wat hulle gevoel het, was 'n gevoel van ellende, wanhoop. En dan nog voordat hulle hierdie eers kan proses, voordat hulle eers kan sin maak van wat aangaan, hierdie idee van dit lyk of God sopas oorwin is, of dalk het God ons uiteindelik net verlaat, want God kan net nie meer deel met ons nie. Nadat die Babyloniërs onuitspreeklike dinge aan hulle families gedoen het. Voordat hulle dit eers kan verwerk, is hulle op pad Babylonië toe. Word hulle weggevoer na 'n vreemde land toe, na 'n vreemde plekke toe, deur die mense wat sopas alles van hulle af weggeneem het. Moenie worry nie, alles gaan oukei wees. Ek dink dis die laaste ding wat die mense van Jerusalem sou wou hoor. Maar snaaks genoeg, dis wat al die profete vir hulle gesê het. Ek praat nie van Jeremia nie. In daai tyd, daar was baie profete gewees, ons sien van hulle boeke in die Bybel, die groot profete en die klein profete, maar buiten hulle was daar nog profete gewees. Een van hulle, waarvan ons lees in Jeremia is Hanania, se vreemde naam. Hanania was een van die profete wat vir die mense gesê het, presies hierdie, byt net vas. Moenie te hard stres daaroor, moenie te veel worry hieroor nie. Ons gaan so 1 of 2 jaar in ballingskap wees, dit gaan 1 of 2 jaar wees wat ons 'n bietjie sukkel, maar dan gaan ons terug huis toe gaan. Dan gaan ons terug gaan na normaal toe. We can go back to business as usual.
En snaaks genoeg, nog snaakser, is dat die mense hom geglo het. Die mense van Jerusalem, al hierdie ballinge wat uitgevoer is na die vreemde land toe, wat sopas al hierdie trauma voor hulle oë moes sien uitspeel. Glo die woorde van Anania wat sê, moenie worry nie, volgende jaar is alles oké. Hulle het vasgeklou aan hierdie idee dat die ballingskap net hierdie bump in the road gaan wees. Dis net 'n bietjie van 'n detour, ons gaan nou weer kan teruggaan na lewe soos normaal toe. Hulle hoop, as ons dit so kan sê, was net in die toekoms. Hulle hoop was 'n anker in hierdie idee van eendag gaan alles oké wees. So hoef nie nou te worry oor die pyn nie, ons hoef nie nou te worry oor die lyding nie, ons hoef nie te worry oor alles wat sopas gebeur het nie. Eendag gaan alles weer oké wees. Anania se woorde herinner my baie aan dis nog 'n tipe quote dat ons sal sien as jy op Pinterest gaan of Google of daai dinge. This too shall pass. Nou, ons weet, want ons het sopas Jeremia gelees, en ons weet hierdie tenaal, want ons het al hoeveel keer gehoor oor die ballingskap, ons het al hoeveel keer gehoor oor Babylonië en al die dinge, ons weet die ballingskap was 70 jaar lang gewees, het was nie net 2 jaar gewees, het was nie net 1 jaar, het was 70 jaar gewees. En dan kan ons dalk draai na hierdie mense toe, wat Anania se woorde wil glo, en het gevat het as die ware woorde van God, moenie worry nie, alles gaan binnekort oké wees, eendag gaan ons oké wees. En ons kan dalk sê, maar hoe kan julle so simpel wees? Hoe kan julle hierdie wanindruk hê wanneer Jeremia net hier is? En nie eers net Jeremia nie, daar was baie profete gewees. Baie profete wat vir hulle gesê het, hoorie, hierdie is nie 'n kort ballingskap nie. Hierdie is nie 'n klein vakansie wegbreekie van die normale nie. Ons gaan nie binnekort weer teruggaan na normaal toe nie. Jeremia, Obadja, Hosea, Esegiel, al hierdie profete het vir Jerusalem gesê, hierdie gaan 70 jaar wees. Hierdie gaan lank wees, hierdie gaan moeilik wees, hierdie gaan nie 'n walk in the park wees nie. Ons wil dalk oordeel omdat hulle enigste hoop op hierdie stadium was, eendag gaan alles beter wees. Hulle het amper gesê, nou gaan all in gaan, hulle gaan nie worry oor alles wat nou aangaan nie, hulle gaan al hoop vat, all in sit op hierdie idee, eendag gaan alles beter wees. Maar doen ons nie presies dieselfde nie. Alles sal oké wees. This too shall pass. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Eendag gaan jy nie eers hierdie mee onthou nie. Wanneer ons dinge soos hierdie vir die mense rondom ons sê, en ook as te ware vir onsself begin sê, doen ons nie eintlik maar presies dieselfde nie. Doen ons nie presies dieselfde as die volk wat ons nou net wil sê, maar hoe kan julle so simpel wees nie? Hoe kan julle nie raak sien dat die waarheid reg voor julle was nie? Hoe kan julle nie sien wat Jeremia vir julle probeer sê nie? Eendag sal alles weer teruggaan na normaal toe. Maar wat gebeur wanneer die kanker terugkom? Wat gebeur as die seer van my hond se afsterwe nie weggaan nie? Wat gebeur as die moeilike tyd nie ophou nie? Wat gebeur wanneer 2 jaar in ballingskap 4 word? En 4 jaar in ballingskap word 10, en 10 jaar in ballingskap word 70 jaar. Wat doen ek dan? Wat doen ek dan in hierdie moeilike tyd? Wat doen ek in hierdie tussentyd wanneer dinge sleg gaan, tot en met die punt wat dinge uiteindelik net weer kan goed gaan? Wanneer dinge weer normaal raak. Hoe het ek hoop te midde pyn? Hoe het ek hoop te midde lyding? Hoe het ek hoop te midde al hierdie seer? Walter Brueggemann is 'n verskriklike van, ek weet.
Hy is 'n teoloog en hy het eenslag hierdie storie vertel van 'n ou tannie. Baie ou tannie. Sy het die tyd van haar lewe gehad. En sy was nou op haar ouderdom wat sy na 'n psigiatriese hospitaal toegeneem moet word. En nie die aptekers nie, die verpleegsters en die mense het haar gaan ophaal by die huis, hulle het haar in die ambulans gelaai, hulle het mooi na haar gekyk en haar rolstoeltjie en alles. Sy was happy, sy was fine. Daar ingesit by die hospitaal, sy was in haar kamertjie gewees, big fine. Niks gehad om oor te kla nie, maar die hele pad op pad hospitaal toe, sien die mense maar sy doen iets, sy hou iets vas. Sy wil nie laat gaan aan hierdie een ding nie. En eventueel vra een van die susters vir haar, hoorie tannie, wat hou jy so vas? Kan ek dalk sien wat jy vashou? En sy wys vir hierdie suster, sy hou een ding vas. 'n R2. 'n munt. En die volgende oomblik wat die suster die R2 probeer vat, verloor hierdie tannie al haar cool. Hierdie tannie ruk hand uit, sy raak ongeduldig, sy raak kwaad, want sy kan nie aan hierdie R2 vashou nie. As iets moet gebeur met hierdie R2, gaan die wêreld eindig, gaan sy eindig. As sy net kan vashou aan hierdie R2, maak nie saak wat gebeur nie, sy kan in 'n psigiatriese hospitaal wees, die wêreld kan eindig rondom haar, solank sy net aan hierdie R2 vashou, gaan sy okay wees. Gaan alles net okay wees. Nog iemand wie se oortuigings vir ons dalk 'n bietjie vreemd is. Nog iemand wat ons dalk wil sê, hoe kan jy so simpel wees oor iets soos dit? Maar ons en die volk van Jerusalem op hierdie stadium en hierdie idee van hoop wat net gefestig is op eendag gaan alles okay wees, wat so desperaat vashou in hierdie idee dat eendag gaan alles okay wees, ons is nie veel anders as hierdie tannie nie. Ons is nie veel anders as hierdie tannie, want ons hou vas aan hierdie idee. Ons hou vas aan ons eie R2, wat sê eendag gaan alles net okay wees, ek hoef nie te worry oor wat nou aangaan nie, my pyn, my seer, my alles, dis okay, God sal na my kyk, ek gaan uitkom waar ek eendag moet. Ons plaas al ons hoop in hierdie een feit. En ja, ek noem dit 'n feit. Ek noem dit 'n feit want dit is waar. Eendag gaan alles beter word. Eendag gaan God ons help om by die punt uit te kom waar ons kan sê, ek voel nou beter. Dinge is terug na normaal toe. Ons kan nie hoop hê sonder om vas te hou aan hierdie idee dat eendag gaan dinge beter word nie. Dis tog wat die profete ook doen. Ja, Jeremia ingesluit op hierdie stadium. Een van hulle core boodskappe is eendag gaan God ons vat huis toe. Ons het dit in vanaand se teks ook gesien. Wat Jeremia doen is egter 'n bietjie anders, want hy sê ons hoef nie net te hoop op dit nie. Hoop dat dinge eendag beter gaan word, hoef nie ons enigste hoop in die wêreld, in die lewe, in die moeilike tye te wees nie. Daar's meer as een manier om te hoop. Jeremia wat hy eintlik probeer doen, is ons nou met die vuis wat jy R2 in het, vir 'n oomblik oop te maak en te besef maar God wil eintlik vir jou nog 'n R2 gee. En God wil eintlik vir jou nog 'n R2 gee. En nog een, ek het nie so baie R2 gehad nie. God wil vir jou leer. Jeremia wil vir ons leer, hoop hoef nie net een R2 te wees. Daar's nie net hierdie een ding wat ons aan hoef vas te hou nie. Hoekom? Wat? Hoe? Want ons kan hoop te midde lyding. Hoop hoef nie te fokus op die toekomstige tyd, toekomstige plek wat ek eventueel by gaan uitkom nie. Hoop kan nou gebeur. Hoop kan gebeur in die seer. Hoop kan gebeur in die lyding. En Jeremia gee vir ons 2 in hierdie teks. Terwyl die eerste een gaan oor hierdie teks. Hy gee vir ons die eerste een en sê, weet jy wat? Ons kan hoop te midde lyding, want ons bronne van hoop rondom ons. Daar in die seer, daar in die lyding, daar's bronne van hoop rondom jou. En vir die mense in Babylonie, die ballinge, het dit gelyk om te sê, daar's hoop te midde julle lyding, want daar is gemeenskap te midde julle lyding.
Dis hoekom Jeremia vir hulle sê, kom, bou julle huise. Trou julle kinders, laat julle kinders families groei, laat hulle kinders kry, laat daai kinders ook kinders kry. Blom waar jy geplant is, amper, is wat hy probeer sê. Want daar's hoop te vind in die mense rondom jou. Daar's hoop te vind in hierdie feit dat daar's ook mense wat in ballingskap is rondom jou. Werk met daai, hoop in daai. Wat is jou bronne van hoop? As ons nou dink aan en Jeremia vir die mense wat in Babylonia was, ja, hoop is te vind in hierdie feit dat my medemens ook in ballingskap lewe en ek kan vashou in hierdie idee, ons kan saamwerk, ons kan saam gevestig word in hierdie vreemde land en vreemde mense. Wat is jou bronne van hoop? Dalk is dit jou gemeenskap, dalk is dit jou vriende, dalk is dit jou familie, dalk is dit jou kollegas, die mense wat daar is vir jou te midde enigiets, te midde die goeie, te midde die slegte. Vir van ons is dit weer iets anders. Ek weet nie wat dit met my is in honde vanaand nie, maar dit kan ook wees die feit dat jy weet elke dag, wanneer jy terugkom van die werk af, wanneer jy terugkom van die skool af, is daar 'n hond, is daar 'n kat, is daar iets wat vir jou gaan groet, asof dit die eerste keer is wat hulle jou gesien het, ooit. Die tweede ding, wat Jeremia vir ons wil kom sê, tweede rand, is nou nie in vanaand se teks nie, maar ons weet wat Jeremia uitgestaan het. Iets wat Jeremia vir ons wil leer, is dat ons kan hoop te midde lyding, want God is te midde lyding. Ons het bronne van hoop te midde lyding, en ons het vir God te midde lyding. Dat die afwesigheid van God, soos wat dit baie keer voel, nie die oorsaak is van lyding nie. Dat pyn en lyding nie die afwesigheid van God beteken nie, want God is juis in lyding, God is juis in seer, God is juis in die moeilike tye. Die feit dat ons deur moeilike dinge in die lewe gaan, is nie omdat God net besluit dat ek is nou klaar met jou nie, soos wat die mense in Jerusalem gedink het nie. Nee, moeilike dinge is deel van die lewe, moeilike tye is deel van die lewe, net soveel soos wat mooi dinge is, net soveel soos wat lekker dinge is pyn ook deel van die lewe. En ons kan hoop, want ons weet, God is nie net daar wanneer dinge goed gaan nie, God bly in die seer, God bly in die moeilike tye, God bly in daai oomblikke wat jy die laagste van die laagste is. Jeremia gaan so ver om te sê dat wanneer ons ly, wanneer ons deur moeilike tye gaan, wanneer dinge so moeilik is, voel God dit asof dit God se eie lyding is. Voel God ons pyn soos God se pyn. Ons lyding soos God se lyding. Dat God so diep emosioneel aangeraak word wanneer ons besig is om te ly, dat God huil. Dat God treur wanneer God se kinders ly. Hoop hoef nie net te begin by eendag gaan alles beter word nie. Hoop kan in die hier en nou begin. Nou, in die seer, in die lyding, want ons hoef nie net vas te hou aan 1-2 rand nie. Amen. Kom ons bid saam. Heer, ons weet wanneer dinge moeilik word, wanneer seer uitkom, wanneer lyding die enigste ding is wat ons kan voel en die enigste ding is wat ons kan ervaar, dat dit moeilik is om te hoop. Dit is moeilik om te hoop. Het is moeilik om te glo dat eendag dinge weer beter gaan word. Het is moeilik om te glo dat U tog op 'n manier gaan ingryp, dat U dinge net beter gaan maak eendag. Heer, maar ons hoor, hoop begin nie by die eendag nie. Hoop begin nie net by eendag gaan U ingryp en alles beter maak nie.
ons oor hoop begin nou. Hoop begin inseer, hoop begin inleiding. Want U is te middeleiding. Mag ons U raak sien. Amen. Vriende, ek wil jou nooi om saam met my te staan. Dan gaan ons afsluit met 2 liedere. Wanneer ons klaar gesing is, kan jy net so bly staan, dan sal ek die seën vir ons uitspreek. Kom ons sing saam. Ja, daar is niemand soos U, niemand soos U. U alleen is God. Ja, daar is niemand soos U, niemand soos U. Die alleen is God. U is die rots wat ewig staan, die naam bo elke naam, die koning van my hart. U is die leeuw, U is die lam, sterke God van Israel, bruidegom wat kom. En daar is niemand soos U, niemand soos U. U alleen is God. Ja, daar is niemand soos U, niemand soos U. Die alleen is God. En as dit donker word om my, is U my lighuis, is U my lighuis. En as die storms om my woed, is U my helper, is U my vesting. Ja, daar is niemand soos U, niemand soos U. U alleen is God. Ja, daar is niemand soos U, niemand soos U. Want U alleen is God. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy
ontvang die seën van die Here. Mag die genade, vrede en vreugde van God, wat alle verstand te bowe gaan, ons bystaan in ons harte en ons gedagtes, sodat ons hoop kan raak sien te midde lyding. Amen. Hey Mariet, ag nou, ek moet net gou gaan regmaak.